Ons is natuurlik besig met 'n uitdaging. Ek gaan elke Sondag julle weer eens daaraan herinner, want ons het nog nie so baie mense wat ingeskryf het nie, maar ons is besig om fondse in te samel vir ons Fresh Help Fonds. Die helpfonds is spesifiek vir gesinne soos julle wat hier sit, wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat ons kan help en ondersteun en finansiëel ook vir julle kan ondersteun. So ons wil graag 'n beroep doen op almal om 'n uitdaging vir jouself te kies tussen nou en die einde van die jaar. Nou hierdie uitdaging kan enige iets wees, van 'n fisiese uitdaging, 'n geestelike uitdaging, 'n intellektuele uitdaging, 'n gemeenskapsuitdaging, 'n gesondheidsuitdaging, wat ook al jy vir jouself kies. Die rede daar agter en die doel daar agter is om mekaar te ondersteun met watter uitdaging jy ook al het, om mekaar te motiveer om op die regte pad te bly, ook dan om fondse in te samel. So jou uitdaging, sodra jy dit registreer vir ons, dan vertel ons die mense daarvan en jy kan ook fondse insamel vir hierdie doel dan. So hier's 'n paar van die uitdagings wat ons al klaar ontvang het. 24 uur draf aan een, dit behoort so 160 km te wees. Dit is Buck se uitdaging, wat dan die groot uitdaging ook vir hierdie jaar is, wat ons hom graag ook in wil ondersteun. Om die hele Bybel deur te lees is een van die uitdagings, om wanneer daar padvarke, die van julle wat die Western Bypass moet ry met daai hobbels, om elke keer wanneer jy 'n padvark sien te bid, dit is iemand se uitdaging. 4500 km fiets te ry in 2026, dis een van die uitdagings wat ons het, om 1 miljoen steps te loop teen November, Oktober, November. Dis 'n groepie wat dit doen, moet ek wou sê. Vir 'n halfmaraton in te skryf en om die Daniel vas te doen. Dis van die uitdagings wat ons al reeds ontvang het. So ons gaan vir julle meer inligting hieroor gee en dat dit julle ook sal motiveer dat ons kan nie ons eie uitdagings kies altyd nie. Daar's mense wat regtig deur 'n worsteling gaan en ons is daar om vir mekaar in 'n gemeenskap ook te kan ondersteun. So ek hoop dit laat jou kop so 'n bietjie aan die gang sit oor watter uitdagings jy vir jouself dan ook kan kies. En registreer dit by ons, want dan kan ons dit lekker monitor. As jy 'n bydrae wil maak, dan vir enige van hierdie uitdagings, is jy welkom om net die verwysing worstel te gebruik. Dit behoort vir jou, dit behoort dan by ons uit te kom en ons kan dit dan so allokeer. Alright. Bybelmarathon. Dis die ander lekker ding waarna ons uitsien. Ons Bybelmarathon is van die 21ste tot die 25ste Julie. Ons lees as gemeente en gemeenskap van gelowiges saam deur die Bybel. Die rede en die idee is nie om dit so vinnig as moontlik te lees nie, maar om tyd in die woord te spandeer. En vanmôre wanneer ons in die preek gaan ons weer hierby uitkom oor hoe belangrik die skrif is en hoe die waarheid, die skrif iets is wat ons nie sonder kan. Dit is 'n riglyn in ons lewe waar sonder ons nie kan nie. So om net weer by die skrif uit te kom en tyd te spandeer in die skrif, wil ons julle baie graag uitnooi om te registreer vir jou tydgleef wanneer jy dan gaan lees. Die registrasies is reeds oop op daai webwerf wat julle daarbo ook sal sien. So ons wil julle graag uitnooi. Daar is al reeds mense wat geboek het. So as jy dan ook sommer vir jou 15 minute tot 'n uur lank wil boek, dan wil ons jou graag uitnooi om dan van hierdie geleentheid gebruik te maak. 'n Ander tweede gedeelte, tweede been hiervan is dat ons lekker saam as gemeente kuier. Ons luister ook na hoe die Bybel gelees word en ons nooi julle uit om dan daar buite saam met ons tydens hierdie 4 dae te kom uitkamp as jy wil, middernag jou slaapsakkie bring, daar by die vuurtjie kom sit. Dit sal lekker wees vir daai ondersteuning, of as jy vroegoggend die son wil sien opkom terwyl ons die Bybel lees, is jy baie welkom om enige tyd van die dag hier te kom saam kuier. Ons het die hele tyd verversings, so ons wil julle daarna uitnooi. Dis poppekas tyd. Ook het julle almal groen aan vandag. Jo, dit lyk soos gras hier voor my. Jy het groen aan, daai maatjie het groen aan, daar's 'n groen broek, daar's 'n groen baadjie. Jy het alles groen aan vandag. Dis hy. Ek wonder of iemand by ons kyk, want gister was daar 'n klomp sport aangewees. Ek wonder of daai kindertjies nie slaap nie en hierdie poppe nie rugby en netbal gespeel het nie. Maar ek hoor 'n deur wat kraak, so ek dink hier's iemand by ons. Ja. Wil jy jou baadjie uittrek? Okay. Maar ons gaan nie vir jou wag nie, ons gaan maar net aangaan. Dink jy is Mimi Mia Smit? Mimi, is dit jy?
Dit is. Is julle reg om haar te roep? Mimi? Okay, daai was net 'n oefen, nee. Ek hoop is net 'n oefen. En dis nie die regte roep nie. Okay. Ek gaan tel tot by 3, dan roep ons die regte roep. 1, 2, 3. Hallo Mimi. Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie Jou broek het Dominee. 'n vuil kol op, maar dis alright. Ek sien nou, daar's verf op jou broek. Dis embarrassing. Toe maar, dis alright. Dis Jammer okay. Dominee dat ek hier is met 'n vuil broek. Dis alright. Ek gee glad nie om nie, dis net ek wat dit sien. Niemand anders kan dit sien nie. Is jy alleen hier vanmôre? Okay, almal sien Nee. dit. Dis alright. Julle ja, julle sien dit nie. Moenie sê nie. Okay. Oeh, Dis alright. Is jy alleen hier vanmôre? nee Dominee. Nie alleen, het jy maatjie saamgebring want ek hoor dit skarrel daar agter. Ja, ek het 'n maatjie, maar my maatjie dink ek wil nie ook so embarrassed wees soos ek nie. Wil hy nie uitkom vandag nie? Nou Ek wat dink kan die rede maatjies wees? moet baie mooi roep. Okay, Wie ons gaan dink die probeer. maatjies is hier? Dink jy dis Jan Japan? Maar hoekom waar sal hy kom skaam Jan? wees? Jan kom elke keer kerk toe. Hoekom sal hy nou vandag so skaam wees om uit te kom? Julle sal sien. Jette. Okay, is jy reg om vir Jan te roep? Jan Japan van Gogas. Okay, ek gaan tel tot by 3, dan roep ons vir Jan. 1, 2, 3. Pan van Gogas. Ja! O, jette Jan, wat gaan met jou Hallo. aan? Ek is hier so. Welkom. Ja, dankie. Dis Hallo hy. maatjies. Hallo, ons is bly jy het uitgekom. Ja, ek is hier so. Hallo Mimi. Hallo Jan. Wat sê jy? Nee, Jan, ek kry skaam. Al Hoekom die is jy maatjies skaam? het die vlek op my broek gesien. 'n Vlek op jou broek. Ja. Het julle gesien dis hoekom ek 'n sak op my hande dra? Want daar so is ook vlekke op my hande. My aarde. Ja, ek het in die modder gespeel en Poppa absorbeer modderwater. So my handjies is baie vuil. Oupa moet my deur die wasmasjien gooi, dan sal ek dit skoon wees. Die maatjies wil sien of jou hande vuil is. Nee, is baie sleg. Nee. Nee, maatjies. nee, my hande is regtig baie vuil. Ouma, maatjies. Okay, ouma wag, het het gesê, ouma Ja. het gesê Jan mag nie kerk toe kom met sulke vuil hande nie. Toe trek ek 'n spaarsak aan. Ja. Dis Okay. mag. Dankie tog ouma het nie my broek gesien nie, want Ja, sy sou gesê gelukkig. ek mag ook die kerk Gelukkig toe is kom ouma nie. dan bietjie blind. Kan jy deur die sak Is sien? hy- Sien jy die is hy- vuil hande deur die sak? Is hy kan nie. Is hy kan nie. Nee. Maar tannie Elsabie, dit was slim om 'n sak uit te trek, né? Ja, weet Ja. jy wat? Nee, het jy gehoor wat sy ouma het gesê dat hy kan nie met sy vuil hande kerk toe kom nie. Toe trek ek 'n sak aan. Nou sê ek, Trek jou sak aan. Wie van julle se hande is vuil vanoggend? wys. Nie vuil nie? Wow. Bring jou hande laat ons ryk. Nee. 'n Seer plekkie. Okay, wie het hulle tande geborsel? Mimi, Okay, jy wie wil ook nie nie geborsel Ja, nie. ek wil nie dit ryk Nee. nie. Okay, wie het Moenie nie naby geborsel kom nie? Hier is 'n paar. Wie Okay, het hulle hare Nika, gekam? hoekom het jy nie tande geborsel nie? Het jy geborsel? O, okay. Ja. Nika, Dominee, wie het hulle hare gekam? wie het hulle haar? Wie het nie hulle hare gekam nie? Ek Okay, almal vat maar hulle lyk mooi van self. Ja. Ja, gelukkig, nê? Nee? Alraai, wie het hulle ore gewas? Ek wil dit ook nie sien nie. wil dit ook nie sien nie. Ook nie ryk Nou, so Jan, nie. Ja. jy's nie die enigste een met Dankie vuil hande tog. nie. Ek kan verstaan, nê? Dit is goed om met skoon klere en met skoon hande en mooi hare kerk toe te kom. Hoor jy, Mimi? Maar wat dink julle, Mimi? Ek wil vir jou vra. Ek moenie bang wees nie, dis nie 'n trick question nie. Dis nie bang nie, is skaamigheid wat so Ja. maak. O, Dominee okay. het nie gevra of het enige maatjie ook 'n vlek op hulle broekie. Ja. Okay, nee, ek sien Is 'n paar ek die enigste vlekke. een? Ek sien 'n gat ook daar in die broek. Oh! Ons gaan nie sê wie se nie. Want toe gaan Is jy? dit joune? Jy het 'n gat in jou broek, ja. Net 'n klein gatjie. Mimi, kom tog terug. Asseblief, ek het 'n belangrike boodskap wat ek vir jou en vir al hierdie maatjies met die gate in hulle broeke wil gee. Mag ek in die kerk wees met my velbroek, Dominee? Jy mag in die Ja. kerk wees, dis die goeie nuus. Hoekom is jy nou daar bo? Nee, want ek steek my broek weg, Jan. Ek Okay, sien. bly gou daarbo. Bly dan gou daarbo, Mimi, dis alright, nê? Nee? Maar weet julle wat, maatjies? Dink gou bietjie. Ja? Ek het 'n belangrike vraag vir julle en vir Jan en vir Mimi. Ja. Dink julle dis meer belangrik vir Jesus om skoon hande te hê of om 'n skoon hart te hê? Skoon hart. Stem julle almal saam? 'n Skoon hart. Het julle gehoor? Jan, Maar- het jy jou hart gewas? Hoe doen ek dit?
Is dit belangriker om skoon hande te hê of om nie te jok nie en nie iemand anders se goed te vat nie? Skoon hande. Skoon broek. Wat dink julle? Nee, Nee, dis ek dink ook belangriker vir Jesus dat ons die regte goeders doen in ons harte, dat ons nie steel nie, dat ons nie jok nie, dat ons nie lelik is met iemand anders nie. Hy wil ook hê ons hande moet skoon wees, Ja. nê? Maar dis 'n goeie maniere om skoon hande te hê. Ja. Maar dis nie so belangrik soos wat dit is wat in ons harte aangaan nie. Om die regte goed te doen nie. O, Ja. Sê maar. Ja, jou ek sê so ja. Jou kop ruk ook so 'n bietjie, Jy ja. moet ook so leer ja sê. Maar Maar as tannie een mens- nee. as een mens- Tannie Dominee. Jan moet Ja. gaan vir splaakterapie. Okay, Nou- sê Sy gou hart Jan, is ons moet mooi. afsluit. Nou Dankie. tannie Dominee. Ja. Hoe kry ek my hakies skoon? Hoe kry jy jou hartjies Ja. skoon? Nie Hoe kry jy jou wasmasjien. hartjies skoon? Nie my handjies nie, my hakkie. Ja, my hartjie. Hierdie hartjie. Ja, wat die ek hartjie. Daar binne. Ja. Okay. Deur te bid en Bybel te lees. Verskriklik belangrik. In die Bybel sien ons wat is die dinge wat ons moet doen. Okay, so Mimi, jy kan uitkom. Alraai, het jy ek het gehoor Mimi? my Bybel hartjie lees is en skoon, bid. So ek kan hier wees. Ja. Ja, jy So mag. ek kan in die kerk sit sonder my sak. Jy kan sonder jou sak sit, jy moet net aan iemand anders se broek. Ek sal aan niemand se hare vat nie. En Alright. ek kan nie wees sonder met my Jy broek, mag. maar my vuil broek. Jy mag maar. Maar ons Alright. hakkies moet skoon wees. Julle mag ook baadjies aantrek, al sê jou ma jy mag nie Dankie daai tog. baadjie aantrek nie. Dankie tog. Okay. Alright. Kom ons sluit die oë. Wie wil vir ons bid hier? Okay, ons het 'n maatjie wat wil bid. Nika, wil jy bid? Nie bid nie. Okay. Twee maatjies wat oogies toe hou, ja. Alright, daar's net 4 oë, so okay, jy kan kom Philip, daar's nog 'n oog. Dankie maatjie. Dankie baie. Daar's hy. Okay, gee vir daai maatjie ook 'n kans daar aan die ander kant. Daar's hy een oog elkeen. Daar's hy. Okay, maak gou almal julle oë toe. Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag. Laat ons kan kerk toe kom en kossies eet en mamma en pappa en vir hulle huisie het. Amen. Dis hy. Julle weet waantoe om te blaai, Markus. Ons gaan uit die boek van Markus uitlees met mekaar saam. Ons is besig met 'n reeks oor Markus en ons spring so bietjie rond. Ons doen dit nie 100% kronologies nie, maar die volgende teks wat opgekom het nadat ons het nou bietjie gekuier in Markus 4 en in Markus 5 en ons het Markus 9 gedoen en een van die volgende tekste wat opgekom het is Markus 10. En dit is 'n gewigtige onderwerp, so ek wil vanmôre sommer al klaar dit op die tafel sit. Ek het gewonder of moet ek maar skiep deur daai gedeelte. Maar ons gaan vanmôre net weer eens besef dat die Bybel, die skrif, die woord van God, dat alles wat daarin staan vir ons bedoel is om te eet soos kos. Ons moet met al hierdie dinge gekonfronteer word en ons moet daardeur werk. So vanmôre lees ons uit Markus 10 uit dan met mekaar saam. Vanaf vers 1 tot 16. So die van julle wat julle Bybels het is baie welkom om oop te maak by Markus 10 vanaf vers 1 tot 16. Dis hy. Kom ons sluit die oë voordat ons dit met mekaar saam lees. Liewe Here, baie dankie dat U elkeen van ons by die naam geroep het om vanmôre hier te wees. En Here, dat ons rondom U woord kan kuier, dat ons weet dat U self hier teenwoordig is, die Heilige Gees hier teenwoordig is vanmôre om dit wat ons lees vir ons te openbaar, vir ons oop te maak en ons oë oop te maak, ons harte oop te maak, sodat ons ontvanklik sal wees vir U stem. En Here, partykeer is dit harde woorde wat ons moet hoor, maar ons weet dat daar ook baie goeie nuus in die woord van God is. En mag ons vanmôre wanneer ons weer hierdie gedeelte lees uit Markus uit, mag ons besef dat U met elkeen van ons kom praat, dat U ons storie ken, dat U ons harte ken, maar dat U ons wil verander, dat U wil hê ons moet meer en meer soos U wees. En ons sê baie dankie Here dat U nie ophou klop nie, nie ophou praat nie ophou nooi nie. En daarom is ons vanmôre bly vir elke persoon wat hier is, wat ook luister op die livestream en wat dalk by die huis is. Here, dat U ons sal terugroep om in die gemeenskap van gelowiges te wees, in die kerk saam met mekaar te worstel, saam met mekaar te leer en saam met mekaar te groei. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit U genade. Amen.
Markus 10 vanaf vers 1 tot 16. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan na die gebied Judea toe vertrek, oor kan die Jordaan langs. Baie mense het weer na hom toe gekom en soos hy gewoond was, het hy hulle geleer. Daar het ook Fariseërs gekom en om hom op die proef te stel, het hulle hom gevra: mag 'n man van sy vrou skei? Hy het daarop vir hulle gevra: wat het Moses julle beveel? Moses het toegelaat dat iemand 'n skeibrief opstel en skei, het hulle geantwoord. Toe sê Jesus vir hulle: dit is oor die hardheid van julle harte dat hy hierdie bepaling vir julle gemaak het. Maar van die begin af, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. In die huis het die disippels hom weer hieroor uitgevra. Hy sê toe vir hulle: elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander een trou, pleeg egbreek teen sy vrou. En as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreek. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas, maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Ons lees tot daartoe. Markus 10 vanaf vers 1 tot 16. Ons gaan nou weer, julle kan julle Bybels voor julle oop hou, want ons gaan weer 'n bietjie na Markus 7 toe ook beweeg, in daai gedeelte met mekaar saam. Nou net om 'n bietjie konteks te gee, waar kom hierdie tawwe gesprek vandaan en waar kom hierdie konfrontasie van die Fariseërs vandaan? In Markus 8, as ons 'n bietjie teruggaan soontoe, het Petrus hierdie ongelooflike belydenis gemaak. Hy het hierdie ontdekking gemaak dat Jesus waarlik die Messias is. Hy is die Christus. Dit wat daar in die Ou Testament van geskryf is, wat almal na uitgesien het, wat almal geweet het op die ou end van die dag gaan kom, dit is Jesus. Hy is die Christus. Hy sê vir ons in Markus 8 vers 27 tot 30 antwoord Petrus, toe Jesus vir hulle almal vra: wie dink julle? Wie dink julle is ek? En Petrus sê: U is die Christus. Nou, daai ongelooflike woorde wat Jesus daar gespreek het, kom met 'n verantwoordelikheid. Wanneer ek en jy besef dat hy Christus is vir ons in ons lewe en ons hom aanneem en in hom glo, dan vra dit iets van ons. En dis waaroor die hele boek van Markus eintlik gaan. Na hierdie belydenis gaan dit oor hoe moet ek nou leef en hoe moet ek nou vir Jesus volg wanneer ek hierdie belangrike besonderse inligting het. En hy roep sy disippels om hulle self te verloon, om met hom te assosieer, om hulle kruis op te tel en hom te volg, om sy autoriteit te aanvaar, sy reëls te volg. Alles wat hy sê en doen, het onmiddellik gesag gekry. En mense het besef, dis die een wie se voorbeeld ons moet volg. Dis die een na wie ons moet luister. Hy is koning oor ons harte en koning oor ons lewe. En sy wêreldorde is die een agter wie ons moet aanloop. In Jakobus 1 lees ons ook van hoor en doen. Sodra ek weet, is daar 'n sekere manier hoe ek gehoorsaam moet wees en hoe ek moet lewe. En wanneer hy dan hier oor die huwelik praat, en vanmôre gaan ons baie na die huwelik kyk, is dit 'n package deal. Wanneer ek 'n verbintenis aan iemand maak, wanneer ek in 'n huwelik is, dan beteken dit ek is ook gehoorsaam aan mekaar. Nou gehoorsaamheid in 'n huwelik klink verskriklik. Dit klink so half 'n bietjie skeef getrek. Maar gehoorsaamheid beteken eintlik ek hou so baie van iemand anders dat ek enigiets sal doen om hulle lewe beter te maak of dit vir hulle lekker te maak in die huwelik. En gehoorsaamheid in die huwelik is iets wat van self sommer kom wanneer jy regtig vir iemand anders lief is, dan doen ons vir mekaar goeie sonder om eers daaroor te dink. So dis dan hoekom hy hieroor praat. En vanmôre gaan ons oor die huwelik praat, maar ook meer as dit, want ons gaan sien hierdie is een van die voorbeelde van hoe die Here wil hê ons moet lewe en hoe ons die droom wat hy vir ons gee, sy visie, sy wêreldorde, sy plan,
hoe ons gehoorsaam moet wees ook aan daai plan. Wanneer ek graag by daai prentjie wil uitkom, wat my GPS sê ek wil graag by Swakopmund uitkom, is daar 'n sekere paadjie wat ek moet loop om op die einde van die dag daar uit te kom, om hierdie droom van Christus en van God te kan verwesenlik in ons lewe. OK, nou waarvan hy hier praat, die Fariseërs. Wat eintlik hier gebeur het. Ons sien die Fariseërs vra vir Jesus 'n strikvraag, of nie 'n strikvraag nie, maar hulle wil baie graag in hierdie debat betrokke raak met Jesus. En eintlik wat hier gebeur, is dat die Fariseërs glad nie eintlik belangstel wat Jesus se antwoord is nie. Hulle wil eintlik hom net toets. Hulle wil kyk, is hy regtig? Dit wat Petrus nou gesê het, is hy die Christus? Kan hy die heat hanteer, as ons hom regtig nou onder kruis verhoor sit? Want hulle ken eintlik die skrif. Hulle weet wat sê die Bybel. Hulle is daai skrifgeleerdes wat al van lankal af die Ou Testament, hulle weet wat's reg en verkeerd, maar hulle wil kyk of Jesus bly en gehoorsaam is aan dit wat hy dan nou aanhaal en waarvan hy praat. Hulle soek iets waarmee hulle hom kan aankla. Nou in hierdie geval sien ons hulle praat van Moses se toepassing van die wet. Nou, so bietjie meer inligting in die ander evangelies, hierdie selfde storie staan ook in Lukas en in Matteus, en daar kry ons 'n bietjie meer inligting oor waarvan praat hulle hier, want hulle sê Moses het dan toegelaat dat die mense mag skei. Nou kom sê die Here, skei is glad nie totaal enigsins 'n opsie, dit bestaan nie in my woordeskat nie, maar hulle sê Moses het dan skeibriewe uitgedeel vir die mense. En dis inderdaad so. Julle onthou in die Exodus, toe die wet uitgegee is daar gesê, dat jy sal nie oorspel pleeg nie, jy sal nie egbreek pleeg nie, en omdat die mense in die Ou Testament so gebroke was, en soveel verkeerde dinge gebeur het Moses gesê, okay, kom ons stel skeibriewe in, dat 'n vrou wel vir die man kan sê, hier is 'n skeibrief, jy kan maar gaan, want wat gebeur het in die Ou Testament, is die mans het vir enige ding, of die vrouens seker ook, vir enige ding sommer net geloop. Hulle het net hulle goedjies gevat en geloop, sonder om eers te sê, sonder om 'n briefie te onderteken. En dis regtig so, as jy in die geskrifte gaan lees, en al die stories wat hier rondom vertel is, dan het die wat daai vergunning wat Moses hulle gegee het, om 'n skeibrief hulle te gee, het dit heel uit verband uitgeruk. Die liberale mense het gesê, as die kos verbrand is, dan kan ek loop. Hulle het gesê, as ek nie meer hou van hoe die vrou lyk nie, dan kan ek maar my goed vat en gaan. Letterlik, vir die grootste nonsens en onsin, het hulle hulle goedjies gevat en geloop, en oneer gebring aan die wet wat daar eintlik was. En dis die wat Moses gesê het, kom ons stel ten minste hierdie dokument op, om te sê, dat daar 'n rede is, en dat daar 'n vastigheid is, hoe ons hierdie op die einde van die dag dan kan doen. So hy het toestemming gegee. En ek dink, as 'n mens na hierdie storie kyk, dan besef 'n mens, dit lyk vandag maar nog steeds so. Mense skei vir onsin, skei vir onnodige dingetjies, soos die kos wat verbrand, soos iemand wat net nie mooi met my gepraat het nie, soos iemand wat net dalk bietjie te laat by die huis gekom het, of nie sy pligte nagekom het nie. Ons sien dit in vandag se wêreld ook. So dis die een ding wat gebeur het, waarna hulle verwys. 'n Ander gebeurtenis wat ook in hulle gedagtes was, is net in Markus 6, vanaf vers 14 tot 29, as jy soontoe wil blaai en net jou oog daarop wil hou. So met hierdie twee goed in gedagte, is waarmee die Fariseërs dan nou vir Jesus wil vastrek. Wat daar gebeur het, in Markus 6, vanaf vers 14 tot 29, ek wil net ook gou soontoe blaai, is die storie van Johannes die Doper. Nou, baie interessant, ek het toe ek die 2020 vertaling gaan lees, is daar regtig 'n fout in die 2020 vertaling, julle sal dit nie glo nie, waar hulle Herodias, Johannes die Doper, Herodes wat die koning was in daai tyd, het 'n skoonsister gehad met die naam Herodias. En Herodias was met sy broer Filippus getroud gewees. En Herodes het oorspel gepleeg met Herodias, en hy wou met Herodias trou, met sy broer se vrou, wou hy getrou het. En toe het Johannes die Doper so half ingetree en gesê, hoor, hierdie is nie reg nie. Hoor, jy is die koning, en kyk wat doen jy, en jy doen al die verkeerde goeder, so Johannes, dis hoekom Johannes so half getarget was. Maar Herodes, snaaks genoeg,
het Johannes gespaar laat bly. Hy het elke keer met baie groot aandag geluister na wat Johannes die Doper gesê het. Hy het elke keer so half dalk ongemaklik gevoel, maar hy het definitief geïnteresseerd gewees in wat Johannes die Doper sê. Maar toe daar nou 'n partytjie was, toe Herodes hierdie partytjie hou, toe sê Herodias, toe sê sy vir haar dogter, toe sy die dans moet kom doen, toe sê sy, en Herodes sê, jy kan enigiets op jou partytjie wat jy wil, kan jy kry, en sy sê, ek soek die kop van Johannes die Doper, want dit kom toe nou van haar ma af, wat sê, ons moet van hierdie man ontsla raak, sodat ons kan aangaan, ek en Herodes. Nou, interessant genoeg, en moet dit asseblief nie in die 2020 vertaling staan daar, Herodes se dogter Herodias, maar dit is die skoonma se naam, die skoonsister se naam. So dit was net interessant, dit is die enigste vertaling wat so half dit, dat daar klink of wat 2 Herodias is. Maar, dis wat ook in hulle kop is. So, wat gaan hier dan aan met Herodes? En wat gaan aan met hierdie goed wat in ons gemeenskap gebeur? En Johannes die Doper wat daaroor doodgemaak is. So dit is waarna hulle die hele tyd verwys, wanneer hulle dan op die einde van die dag vir Jesus wil vastrek. Kom ons kom terug by ons werklikheid. Dit was hulle werklikheid. Herodes wat oorspel gepleeg het, Moses wat gesê het, jy kan maar skeibriewe word uitgedeel, en ek dink iets van dit is in ons werklikheid ook. As ons net na statistiek kyk, hierdie is 'n 2023 sensus van Namibië se statistiek, wat 4.835 geskeide persone in 2023 toe hulle die sensus opgeneem het, waarvan 3.000 vroue is en 1.747 mans. Dit is statistiek van geskeide persone in Namibië. Snaaks genoeg 72% ongetroud. En 'n mens wonder 'n bietjie as mens na die statistiek kyk, dat mense se gedagtegang deesdae is dat skei is okay, skei is onvermydelik, huwelike werk nie meer nie, dit is nie meer die moeite werd om te trou nie, ek hoef nie meer verbind te wees aan iemand nie. Nuwe wette, hoor ek hoop ek het dit nou reg, sê ook dat ek hoef nie meer 'n rede te gee nie, hier in Namibië, ek hoef nie meer 'n rede te gee oor hoekom ek skei nie, ek kan maar net gaan skei. Ek hoef nie meer 'n konkrete, in die verlede moes jy gesê, dis as gevolg van oorspel, of is as gevolg van hierdie en hierdie redes, ek hoef nie meer 'n rede te gee nie. Ek kan net gaan en sê, null and void, done, en das dit. Dis hartseer. Suid-Afrikaanse statistiek, daar sal julle sien in 2016, 2017, 2018, die getal egskeidings, en die eerste keer toe ek het lees, toe dink ek, wow, dit kom af. Hoe wonderlik is dit, dat in 2021 is dit soveel minder as in 2016, maar toe besef ek, mense trou nie meer nie. Mense trou nie meer nie, want hulle glo nie meer in die huwelik nie. Hulle sien nie meer dat die huwelik werk nie. So, dit gebeur net nie meer nie, minder mense trou. En kyk 'n bietjie daar na egskeidings van hoe lank mense getroud is. Ek kan nou self nie eers hier sien, nie so klein dat ek het skryf, ek hoop julle kan sien. 26.6% van persone wat net 5 tot 9 jaar getroud is. Nog nie eers 'n sak sout opgeëet het, dan besluit hulle hierdie werkie. En kyk, interessant genoeg vir mense wat 35 jaar en langer by mekaar is, net 0.9% skei. Wanneer mense bereid is om vas te byt en te sien wat beteken ware liefde regtig, deur dik en dun, dis intimiteit. En dis waarvan die Here hier praat. Wanneer ons op die einde van die dag vasbyt, is dit op die einde van die dag die moeite werd. Min mense wat daar uitkom, want hulle gee op nog lank voor hulle daar is. Sommige net 'n bietjie interessante inligting, en ek dink dit is ons werklikheid. Dit is die huwelik wat 'n mensgemaakte instelling is, wat ons op die einde van die dag najaag. Ons soek loopholes om uit ons verantwoordelikhede uit te kom. En vanmôre praat ons nou erg oor die huwelik, maar ons praat ook oor ander areas van ons lewe. Ons gaan nou daarby aanhak. Ons soek loopholes, ons maak oorlog, ons jok, ons bedrieg, en dis nie Jesus se storie nie. Jesus sê julle soek loopholes en gapings vir dit wat my storie is. En ons vergeet sy storie, want ons is besig met ons eie stories te skryf. Nou die dag hier buite by die kerk het ons, is daar so Nissan bakkietjie waarmee Stoan ook ry, en hier staan wragtig so 'n Nissan bakkie agter, en ons klim albei in die bakkie in, en toe ek so inklim, is daar 'n klomp goed daar binne. Dit was donker, dit was die aand,
Toe soos, dis nie ons bakkie nie, klim uit, en die deur was ewen oop gewees, so, dis iemand wat dalk langs aan gekuier het, maar dis die vreemdste gevoel, jy klim hier in, en dis soos, wat, wie se goed is dit hierdie? Dis presies hoe dit vir Jesus moes gevoel het, en hoe dit vir ons moet voel, ons is besig met verkeer, brand ons iets daar, oei, Jane, dankie, ons is besig met ons eie storie, ons klim in die verkeerde motor, ons ry die verkeerde kar, ons praat die verkeerde taal, ons vra die verkeerde vrae, die fariseërs vra die verkeerde vrae, Jesus sê, waarmee is julle besig om my te probeer vastrek, te probeer gaping soek, kom ek vat julle terug na die waarheid toe, en wat is sy waarheid? Hy vat hulle terug na die skrif toe, en dis hoekom ons vanmôre so belangrik is as ons die Bybel lees, die Here vat ons elke keer terug na die skrif toe, na die woord van God toe. Hy wil nie 'n praatjie oor die huwelik gee nie. Hy wil nie in 'n debat betrokke raak nie. Hy wil ons herinner aan sy blueprint, aan sy droom, aan sy plan. En ja, daar's baie dinge wat in ons werklikheid gebeur, maar onthou ons nog die regte werklikheid van God, sy droom en sy plan, en hoekom is daar reëls? Hoekom stel hy hierdie dinge in ons lewe? Hoekom stel hy hierdie vereistes? Want hy het 'n plan. Vat ons terug na die Torah toe, die wet van Moses, die Ou Testament, dis die Bybel wat Jesus gelees het. Eksodus 19 en 20, daar's niks in van egskeidings nie. Daar's in van, ek sal nie oorspel pleeg nie, ek sal nie jok nie, ek sal nie moord pleeg nie, ek sal my ma en my pa eer. Dis wat van ons verwag word, dis die blueprint. In vers 6, wat ons nou met mekaar saam gelees het in Markus 10, sê hy, in vers 6, maar van die begin af, eens op 'n tyd, once upon a time, dis waar die storie begin het, en dis die storie wat ons moet onthou, eens op 'n tyd, sê hy, was dit so gewees, van die begin, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak. En ek sê elke keer as my geloof twyfel of ek begin wankelrig raak, dan gaan ek maar net weer terug Genesis toe. Daar waar die Here met dit alles begin het. En daar het hy begin om te sê, die son en die maan, dis goed. Die plante, dis goed. Die diere, dis goed. Toe Adam geskep is, nie gesê dis goed nie, eers toe Adam 'n maat gekry het, toe daar intimiteit was, toe daar verhouding was, en dis die Here se plan van die begin af. Hy herinner hulle aan Genesis, aan die plan van God vir huwelike en verbintenisse. En hy, as ware haal hy aan, Genesis 2 vers 24, wat sê dis 'n verbintenis wat ons met mekaar maak. Dis nie net 'n casual verhouding wat ons het, dis eenheid wat ons met mekaar maak. Hy gaan om te sê dat die hardheid van julle harte, dit sê hy vir ons van, ons harte is hard. Dis hoekom ons op die einde van die dag weg beweeg van God se plan, want ons is besig om vir onsself te lewe en nie meer vir hom te lewe en in sy wêreldorde te lewe nie. Dis God se storie. Elke keer vat hy ons terug soontoe. Die huwelik is sy plan en sy idee en sy werklikheid. Van hoe die huwelik moet lyk, wat die doel daarmee is. Nie 'n menslike instelling nie. Ons kan nie net maak soos wat ons wil nie. God het 'n plan gehad. Dit is sy instelling. En sodra ons glo dat hy die Messias is, moet ons onderwerp aan alles wat in die skrif staan. En dit het my baie gekonfronteer hierdie week ook, want behalwe ons praat nou vanmôre oor die huwelik, maar daar's 'n klomp ander goeters wat ons moet teruggaan en sê, ons is besig met ons side shows, met ons klein goedjies, wat alles kulturele en miskien generasie goeters is, van hoe ons al die reëls bietjie verbyget en hoe ons dit toepas. Maar wat is eintlik God se original plan, sy blueprint vir ons lewe? Markus 7, as jy soontoe teruggaan. Markus 7, vanaf vers 1 tot 23, is nou 'n lang gedeelte, maar dit sê presies dieselfde, die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. Die Fariseërs probeer weer vir Jesus hier vaskry. Hulle sê, hulle sien van die disippels is besig om met vuil hande hulle kos te eet. Kan julle glo, né? Die disippels eet hulle kos met onrein hande. Hulle het nie eers hulle hande gewas nie. Die Fariseërs sê hulle hande is nie behoorlik gewas nie, so hou hulle aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte, en wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar's ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waarvan hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke of stoele te was.
Hulle doen dit nie ordentlik nie. Hulle is besig met nonsens, hulle was nie. Waar kom dit vandaan? In die Ou Testament was daar 'n wet, was daar 'n reël gewees dat die priesters, hulle moes reinig voordat hulle die nagmaal bedien, voordat hulle die volk bedien, voordat hulle gaan inspraak maak. Die priesters moes was. Later toe die mense begin sê, klomp allerlei stertjies en goedertjies daar begin aanlas, maar wat was die rede vir hoekom die priesters hulle hande moet was? Nie net higiëne nie, maar om as 'n uiterlike manier om innerlik te sê, ons is nou gereed om voor die Here te kan verskyn. Ons sit ons sonde op sy en ons wil graag ons lewe aan hom toewy. Dit was die rede daarvoor gewees. Nou, hier in die Nuwe Testament is hulle besig om nie hulle hande te was nie, want hulle was in aanraking met heidene. Nou, heidene was mense wat nie Jode was nie. So as jy by hulle huis ingegaan het, dan was jy onrein verklaar. Want jy gaan daar by hulle huis in, en as jou hande nie gewas is nie, en jy nie ordentlik geskrob het nie, dan is jy eintlik bietjie vuil. Ek bedoel, dis frowned upon dat jy so lyk. Heelheid verbandheid geruk, want in die Nuwe Testament sê God, julle moet 'n lig vir die heidene wees. Ons is hier om ons huise oop te maak vir mense van buite af. Hulle hou by hierdie wet en reëls, handjies moet gewas word, ons kan nie na die heidene toe kom nie. God se plan met reiniging was om gereed te wees vir hom, om ons lewe skoon te maak vir hom. En dis die boodskap wat ons vir die heidene moet gee. Wat wys ons nou vir die heidene? Mag nie hande was nie, mag nie naby julle kom nie, mag nie saam met julle eet nie. Totaal uit verbandheid geruk. Reinheid van die disippels. Rituele reiniging. Nie tande borsel en hande skrob en al daai dinge nie. Dis wat ons by die poppe ook gesê het. Wat vra dit van ons? Hy sê daar in Markus 7, sê hy vir ons in vers, ek dink ek het dit daar buite op die bord ook gesit, vers 6, Markus 7, vers 6. Hy antwoord hulle toe, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Wat doen Jesus? Gaan terug na die skrif toe. Hy quote Jesaja. En hy sê vir hulle, julle is skynheilige, soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Dit help niks dat julle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Wat Jesus eintlik van hulle sê is, skuif in onder die autoriteit. Skuif in onder my autoriteit, begryp die doel daarvan en raak lief vir die persoon in die binnekant van dit alles. Jesus. Dis wat hy van ons vra. Hy sê, skuif onder my autoriteit in, aanvaar my wette en my reëls, begryp die doel daarvan, hoekom, sodat julle met my intimiteit kan hê en dat julle vir my kan liefraak. Want van binne af, sê hy daar aan die einde van Markus 7, uit die hart van mense kom slegte gedagtes, onsedelikheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, geslepenheid, onwelvoeglikheid, jaloesie, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al hierdie slegte dinge kom van binne af en maak 'n mens onrein. En waar kom daai dinge vandaan? Eksodus 20. Dit was die wet van Jesus gewees. Sy hele wese, emosies en dade is gebaseer op die skrif. Alles. Elke keer, gaan kyk bietjie hoeveel keer sê hy in die Bybel, gegraptai. Dis nou nie grappa, het klink soos grappa, nee, dis nie dit nie. Nee. Gegraptai. Nee. Gegraptai. Dit staan geskrywe. Elke keer sê hy, kom ek vat julle terug, daar staan geskrywe. Die skrif. Die geskrifte moet vervul word, sê hy baie keer. Hy sê baie keer, ek wens julle verstand wil oopgemaak word, sodat julle die skrif kan verstaan. Heeltyd vat hy hulle terug na die skrif toe. Nie 'n letter mag weggeneem word uit die woord uit nie. En in krisistye aan die kruis, toe Jesus in krisistye was, wat doen hy? Hy haal psalms, Jesaja, hy haal dit aan. My God, waarom het U my verlaat? Dit staan in die Ou Testament al klaar. Hy gryp die skrif aan om vir ons elke keer te sê, die autoriteit van God gaan hand aan hand met die woord van God. Die autoriteit van Jesus van my gaan hand aan hand met wat in die Bybel staan. Dis die goue lyn van die Bybel. En ek dink vir almal van ons wat nou vanmôre hier sit, want hier is mense wat geskei is, wat op pad is om te skei. Hier's mense van ons wat miskien dink daaraan om te skei.
Dis 'n realiteit en is 'n werklikheid van ons lewe. En dit is omdat die plan van God skeef getrek het. Sy oorspronklike plan was huwelike, intimiteit, by mekaar wees. Hy het 'n plan met ons lewens. En dankie tog dat deel van sy plan is ook liefde en genade en vergifnis. Dis ook deel van sy plan, maar dis die uitsondering. Sy eintlike plan is die huwelik en verbintenis. Egskeiding moet die uitsondering wees. Wat is dit in ons wêreld? Dis die norm. Dis die maklike uitweg. Dis die easy way out. Dis toelaatbaar. Ons hoef nie eers te sê hoekom ons dit wil doen nie. Dit moet die uitsondering wees. En vir uitsonderings is ons bitter dankbaar dat die Here genade, liefde en vergifnis teenoor ons het. Want in die skrif is daar baie harde goed. Ook vir elkeen van ons, nie net oor die huwelik nie, baie harde goed, wat ons nie wil hoor nie, wat ons nie wil lees nie. Maar daar is ook amazing goed wat vir ons glad nie sin maak nie, wat too good to be true. Liefde vir genade en vergifnis vir 'n sondaar, vir iemand wat alles verkeerd doen, volgens die skrif. Vir ons is daar ook dit. En ek wonder as ons nie met meer liefde, vergifnis en genade in ons huwelike ook opgetree het nie, sou ons dalk nie opgeëindig het waar ons voor die skeihof staan nie. Baie dinge wat ons doen waar ons eie reëls en ons eie wêreldorde maak. En gehoorsaamheid aan sy autoriteit, dink gou 'n bietjie mooi, bring intimiteit. Eerste moet ons onder sy autoriteit inskuif en besef wat die doel van die huwelik is. Maar dit gaan oor die harde harte. Hy sê dit daar in Markus 7 en in Markus 10. Dit gaan oor die hart. Julle gesindheid is verkeerd. Julle doen al hierdie reëls en al hierdie goedjies, ons mag nie en ons moenie, maar julle vergeet die hart daarvan wat Jesus Christus is. Dis die probleem. Dit gaan nie oor moet nie. Dit gaan oor ek wil dit doen. Ek wil hom eer. En dis baie aaklig. Dink 'n bietjie in die huwelik, hoekom eindig ons by die skeihof op? Want een het nie sy deel gedoen nie. Een het opgegee. Of een was verkeerd geweest. Dis bitter moeilik as albei nie hulle kant bring nie. Dan sit 'n skeefgetrekte liefdesverhouding en as elke een nie sy doel en sy kant bring nie. En dis dieselfde met Jesus. Hy bring sy kant. En dis eintlik waaroor hy praat. Is die huwelik wat ons met hom het. En die intimiteit wat ons met hom het. Hy praat nie hier net oor die wêreldse huwelik en menslike huwelik nie. Hy praat oor die verbintenis wat ons met hom het. As net hy sy kant van die bargain nakom, dan is dit 'n skeefgetrekte huwelik. Intimiteit met hom is nog altyd sy plan gewees en sy storie gewees. Wat hy wil hê ons moet volg. Van die begin van die Bybel af wil hy hê dat ons met hom in 'n huwelik moet tree en saam met hom moet wees. Liefde, genade en vergifnis. En ek wil vanmôre ook sê die Here erken ons gebrokenheid. Hy besef die foute wat ons maak en hy besef as jy nou terugkyk en jy is al deur 'n egskeiding in jou lewe, dan is jy nie verdoem nie. Die Here is nog steeds ongelooflik lief vir jou. Hy het genade en vergifnis vir jou. Maar ons moet terugkom by die blueprint. Ons moet terugkom by die ware plan en die droom, want ons is besig om op ons eie paadjie te loop. En as jy deur so moeilike ding al in jou lewe gegaan het, of dit moes gefeis het, moet jy terugkom en weer in lyn kom met die blueprint, die ware droom, want jy is besig om 'n verkeerde droom en 'n verkeerde kaart te sit, en 'n verkeerde pad te loop. Finally, sê hy in vers 13 tot 16 van Markus 10, hierdie baie mooi woorde. Toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie langer verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Ek sê vir julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Ons dink altyd, hy sê net, kom die kindertjies, ek is verskriklik lief vir hy is lief vir die kindertjies, met hulle vuil hande, maar hy sê, wees julle soos kinders. Hoekom sal hy dit sê? Hoekom sal hy sê, wees soos kinders? Want kinders is gehoorsaam, nee? Kinders luister, hulle is onderdanig, hulle volg die reëls, want hulle harte is op die regte plek. Hulle is nog nie skeef getrek deur die wêreldse orde nie. Hulle is eerlik, hulle is opreg. Hulle is bereid om te leer. Hulle is bereid om onder sy gesag te kom inval. Ons moet soos kindertjies wees. Ons realiteit teenoor Jesus se realiteit. Dink 'n bietjie daaroor. Ons realiteit verskil drasties van die plan wat hy met ons lewe het.
En die mooi daarvan is die plan kan en moet in werking gestel word. Dit kan werk. Jesus se visie is daar vir ons lewe en dis die visie wat ons moet navolg. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons kom vanmôre nederig en skuldig voor U staan. En ons weet as ons al hierdie dinge lees, dan kry ons so ongemaklikheid in ons binneste en ons weet, ons is ook hier. En ons het al soveel gebrokenheid in ons lewe beleef en ons is op die verkeerde pad. Want as ons statistiek begin meer wêrelds raak as wat dit Bybels raak, as wat dit volgens U autoriteit is, dan weet ons is in die verkeerde motor, ons ry die verkeerde pad en ons is op die afgrond wat ons afstuur. Here, elke keer wanneer U in 'n krisis was, toe U in die woestyn was en deur die Satan verlei is, het U die skrif aangehaal, die wette van Moses, die Ou Testament het U aangehaal, die woord van God het U aangehaal. Want U het bly vashou om te sê, ek het 'n plan, ek het 'n droom, dis 'n mooi droom, dis 'n mooi plan, en ek wil julle graag saam met my vat op hierdie plan. Here, elke keer wanneer ons in 'n krisis is, wanneer ons voel ons het gefaal, wanneer ons voel ons is gebroke, mag ons ook teruggaan na die skrif toe en sê, wat wil die Here regtig met my lewe doen? Wat beteken ware intimiteit? Want dit beteken dat ons foute maak, maar ons kom terug. Ons kom weer na die hart van Jesus toe. Ons kom weer na die blueprint toe. Ons kom weer terug na die wet toe. En ons besef dat daai dinge die dinge is wat ons gaan veilig hou en wat ons op die regte pad gaan hou. Dit gaan nie oor egskeiding nie, Here. Dit gaan oor die huwelik. Dit gaan nie oor vuil hande en morsige maniere nie. Dit gaan oor 'n hart wat rein is. Here, dit gaan nie oor al die padreëls wat ek moet volg en ek moet 60 ry en ek moet 30 ry by 'n spoedhobbel nie. Dit gaan oor, ek wil binne U wil lewe en ek wil veilig wees en ek wil veilig by my bestemming kom. Here, mag ons teruggaan na die hart van die skrif toe en mag ons U storielyn noukeurig gaan bestudeer. Wanneer daar staan dat ek nie goed moet doen nie, wanneer ek dinge moet uitsny uit my lewe uit, wanneer ek op 'n sekere manier moet handel, klink dit vir ons dalk soos onsin, Here. Maar as ons teruggaan na die bedoeling daarvan, dan besef ons elke stukkie woord, elke letter, elke punt, elke aanhaling wat daar in die Bybel staan is waardevol want dit kom van U af. En dit is U plan. As ons enigstens daarvan af gaan afdwaal, dan is ons besig met ons eie wêreldorde, ons eie reëls te skep, ons eie God te wees, ons eie gesag bo U sin te plaas. Here, bring ons terug na die skrif toe, na die woord van God, waar ons die ware waarheid gaan lees. En dit gaan 'n spieël wees wat ons baie keer ongemaklik gaan laat voel. Maar ons wil graag eintlik daardie wil en daardie weg volg, want ons weet dit kom direk van U af. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien, Here, alleen uit U genade. Amen.